Welkom by Koffie vir Twee, waar moederskap, vrouwees, huwelik en totale chaos saam bestaan. Dis regte lewe, dis lag terwyl jy huil, dit is koffie vir twee. Welkom by Koffie vir Twee. Welkom terug by Koffie vir Twee. Dis baie vreemd om jou daar te sien sit en nie vir Shanay nie. Dis baie vreemd, dit voel of ons eintlik die TV moet aansit en 'n movie kyk. Maar in elk geval, welkom by Ons met ons lewe doen nie. welkom by episode 18 van Koffie vir Twee. Thanks. Ek gaan vandag vir jou 'n paar vragies vra oor hoe dit is om eers 'n keer pappa te word. En jou experience oor dit alles. So ja, ek is eintlik opgewonde om te hoor wat jy te sê het oor dit. Want ja, ek het jou nou beleef in hierdie seisoen en ek dink sover het jy my baie impress, ek moet sê. En ek het nou die dag het ek en Shanay eintlik in die podcast gepraat, toe sê ons soos hoe eintlik hoe goed jy my komplimenteer, want ek dink oor die algemeen is ek 'n bietjie meer soos iemand wat nie noodwendig gestres is, maar soos bietjie on edge is, of soos maklik uitgestres raak, of wat ook al, en jy half is die bietjie meer kalm een, so ek dink ons compliment. Ek was ek hier van 'n tsunami af. Wat? Wat het jy gesê? Shanay is nou nie hier vanmiddag nie. Sy werk en ons het die podcast probeer doen, maar Kyra was net bietjie te moeilik en sy wou nie aan die slaap raak nie. So is jy reg, kan ons wegspring met die vragies. Is daar enigiets wat jy wil sê? Voor ons hierdie episode Wil afskop. jy edit? Nee, ek wil nie baie edit nie, so straight to the point asseblief. Okay, so Ek moet sê ek het 'n baie interessante sin vir humor. En is al 'n paar keer wat Anke vir my sê ek moenie sulke goed sê nie, want sy weet ek joke. En dit is die lekkerste soos as ek met mense praat en hulle dink ek is soos ernstig. En dan kyk ek vir Anke en dan lag sy net vir my, want sy weet ek joke. ja, ek moet partykeer vir mense sê, hy joke net, relax, hy maak net 'n grappies, was daar 'n Nou paar joke net. as daar 'n paar grappies uitkom, dit is Ja. hoekom, okay. So, wat was jou eerste gedagte toe jy uitgevind het ek is swanger? Gebid. 'n Goeie bid of 'n slegte bid? Nee, 'n goeie bid. Kyk die ding is soos ek en jy is al lank saam. En obviously ons was nou nie baie lank getroud gewees nie, maar soos ons het begin try. So Nee, sê daai woord, dit klink heeltemal verkeerd. Ons was nie lank getroud, ons was al 6 maande getroud, maar ons is al amper 10 jaar ek saam. kon sê Desember, Januarie, Februarie, Maart, April, Mei. Ja. So ons was 4 maande getroud Nee, toe ons ons was begin. 5 of 6 maande getroud. Ja. O, begin het, ja. Ja, so toe jy vir my sê, dis dit soos eintlik 'n verligting. Want ons altyd hierdie soos Ek dink die ding is soos ek en jy het baie back and forth gegaan en ons het nou die dag het ek en Shanay op die podcast ook oor dit gepraat is. Daar was 'n stadium wat ek en jy baie soos back and forth was oor is dit nou tyd of nie, waar ek bietjie meer was soos okay, ek voel dis tyd en jy was nog eers bietjie soos vir jou was dit nog eers soos kom ons bid nog eers bietjie daaroor. So ek dink dit was in daai stadium soos dis hoekom toe ek jou nou finally oorreed het ek gedink dit gaan dadelik gebeur en toe het dit nie dadelik gebeur nie. Okay, daar was soos jy was reg en ons ek nie, dan was daar iemand soos ek reg is, maar dan twyfel jy so bietjie en toe is dit net soos op daai een oomblik toe ons albei soos yes, kom ons doen dit. En van daar af is dit nou going back en ja, so toe jy vir my sê, toe is dit 'n bietjie verlig, want soos jy weet nie as daar of is daar enige komplikasies of ding soos dit nie, en toe jy vir my sê, soos okay, cool, my swemmertjies werk, jy werk, Oh my god, ek gaan nie dit kan insit nie. ja, hoe kan jy nie, dit is, Yes. Okay, ons kyk wat maak dit op die podcast en wat nie, maar, ja, en dis die ding net soos luister, okay, bid, want op die ou ende, soos die dag nadat ons getrou het, daai Sondag, ons het Saterdag getrou, daai Sondag, toe loop ek nog op die strand, en toe bid ek net, toe sê ek, Here, as U vir ons kinders gee, soos as dit U wil is, weet net, U moet vir hulle sorg. En ek dink dit is waarop ek op ons lewe Ek dink net soos baseer. jy moet 'n bietjie agtergrond gee want dit beteken nie soos jy kan net
soos aanhou kinders kry, soos die Here het jou nog steeds logika en 'n brein gegee. Ja, Soos jy ja, kan ja. nie ander kinders kry en verwag die Here moet net Oeh, voorsien nie. dit So is gee net eintlik 'n bietjie dit is 'n groot baie, topic. baie Ja. 'n soos diep gesprek eintlik ook, want as ons nou vinnig net ietsie kan noem van finansies is, jy kan baie keer soos gesê, luister, nee, ek vertrou die Here met finansies, maar as jy nou soos, ek kom nou uit my eie persoonlike lewe uit, dan sê ek nee, ek vertrou die Here met my finansies, ek betaal my tiende en ek bid en ek vertrou die Here met my finansies en dan maar die way hoe ek die Here vertrou met my finansies of hoe ek die Here eer met my finansies is eintlik nie hoe jy die Here eer met jou finansies nie. Ek het nog steeds stupid besluite gemaak. Ek het nog steeds heeltyd skuld gemaak. Ek het dan kom einde van die maand, ons het ook baie op kommissie gewerk. Dan kom cut off datum, weet luister, ons gaan nie kommissie kry nie. En dan weet ek ook luister so, my skuld te bietholders is meer as wat my basic is. So dan sê ek soos nee, maar die Here gaan voorsien. Die Here gaan voorsien. En dan betaal my salaris in en dan sien ek okay, ek slaan nie, maar ek betaal my tiende want dis en ek het half my tiende daar betaal net so Here moet nou vir my. Ja. So dis klaar verkeerd gewees. En dan nee, die Here gaan voorsien. Klop sien die debietholders op. Nee, die Here gaan voorsien. 6de, 7de begin mense bel, luister, so meneer debietholder het geop en dan gaan maak ek skuld om Okay, maar kom terug nou hoe jy dit link met. Maar nou die ding is toe ek onthou nog ek het een keer in traan my pa gebel en gevra hoorie hoekom voorsien die Here nie? Hoekom doen hy nie? Want ek kom uit 'n huis uit waar die Here voorsien. Ek het dit al gesien. En toe sy my pa is dadelik nie soos hoeveel moet ek inbetaal? Nie dat soos dit was vir hulle ook 'n robbe maand toe gewees, maar ja, dis sleg. Maar toe wat ek toe half uit daai hele stadium van my lewe as ek nou terugkyk, wat ek eintlik geleer het is, ek het gesê ek vertrou die Here, ek het my tiende betaal, maar ek het eintlik nie die Here geëer met my finansies nie, want hoe dit lyk om die Here te eer met jou finansies, is om slim te werk met jou finansies, hy het vir jou brein gegee, en so voort, en om net die hele tyd skuld te gemaak, om glad nie te probeer 'n neseiertjie opbou, of 'n ding soos dit, vir as daar ietsie kom, 'n onverwagse betaling, of 'n ding soos dit, dan die Here voorsien genoeg, laat jy seker goed kan doen, en voorbereiding tref, soos die keer toe ons die karretjies turbo gegaan het voor die troue, toe as gevolg van neseiertjies en goed, toe kon ons dit betaal, dis nog steeds, nie die Here wat net soos bam, ons die geld in die finansies, nee, wag, nee, die is belangrik, toe is dit nie soos bam, hier is die finansies in die rekening, wat soos ewe skielik al gepop het met description turbo nie, dit was, die Here het voorsien, maar uit sy voorsiening het hy vir ons die kennis gegee en die selfdissipline en sovoorts, om hy finansies mooi te hanteer, en toe daar 'n probleem kom, toe het die Here reeds voorsien vir dit. So as dit nou kom by kinders, gaan dit nie oor soos, okay, luister, so ek gaan net, soos, kyk hoeveel kinders ek kan kry, en glad nie dan soos, in gedagte hou van hoor ek, maar gaan ons vir hulle sorg, gaan ons dit kan hanteer, dit gaan meer soos, luister hierso, ek vertrou die Here om te voorsien, op so 'n way dat soos, maar ek moet nog steeds my deel doen, want onthou, dit wat ek doen is 0.0001% werd, die Here maak dit 100%, so as ek niks doen nie, dan, dit is, ja, so, wat ek vir die Here gesê daai dag, was net soos, luister hierso, ek gaan doen wat ek kan doen, maar ek weet ek is mens, ek weet ek is gelimit, as hy ons bless met 'n kind, dan, soos is net soos, ek gaan nie vir daai kind kan sorg nie, ek het die Here nodig om vir daai kind te sorg, Of dit nou soos finansiëel, geestelik, wat ook al dit beteken, dit is die Here moet voorsien, en ek moet getuig, die Here het meer voorsien as wat ons ooit voor kon vra. Maar so toe jy in daai oomblik gebid het, wat het deur jou kop gegaan? Toe ek jou vertel het en jy begin bid. Joy, unknown, nuwe adventure, iets niets. En dit was net soos, okay, kom by die een uit wat soos dit maak, werk het, wat gaan voorsien, wat so. Okay, volgende vraag. Was
swangerskap anders as wat jy dit verwag het? Soos obviously om my nou Ja. om saam met te wees deur swangerskap. Ja, dit was baie anders. Ek het gedink ons gaan op die bank lê, snacks eet, chill, daai tipe van goed. Maar nee, gesond eet en oefen was toe my voorland gewees. So, Ek sal sê ons het nog steeds, jy kan nie strei nie, ons het verskriklik baie chocolates geëet. Ons het elke tweede aand 'n milk arrow chocolate met koffie geëet. So, dit was eintlik so gesond, ja, as jy nou mooi daaraan dink. ja, maar dit was gesond vir die siel. Ja. Kom ons ja. sê dit maar so. So, nee, Maar dat wat was het jou baie anders. verbaas? Wat sal jy sê, wat het jou verbaas van swangerskap wat jy nie verwag het nie? Wat jy my nou deur sien gaan het wat jy nie verwag het nie. Ja, dit is wat ek nie verwag het nie. Kyk, alles was nuut. So daar's baie goed wat gebeur het wat ek nie aangedink het nie. Maar wat is die een soos major ding wat jy sal sê jou verbaas het? Wat my verbaas het. Is dalk 'n bietjie negatief, maar soos die morning sickness en goed so dit. Dit was nogal bietjie rof geweest. Ek sal sê daai ek onthou baie goed soos en dit was laas jaar hierdie tyd actually in my eerste trimester wat ek letterlik 'n timer op my foon moes sit om elke halfuur te eet en ons moes vir my soos ek kon nie die reuk van hoender onthou jy hoe die hoender my afgesit. Soos dit was- ons hoenderslaai vanaand. Ja, ons het even onthou just things have changed. How the tables have turned. Okay, Turn the so tables. hoe het jy voorberei vir om 'n pa te word? Soos obviously, soos wat het jy in die 9 maande gedoen om jouself voor te berei vir wanneer Kyk, sy daarso kom? is eintlik die ouens wat dit reg doen, hè, is eintlik ouens wat soos hulle liggaam self op 'n plek kry voordat hulle begin traai vir kinders. Want ek het iets gehoor van soos okay, luister so maar dit hang af hoe gesond die pa is. Bepaal kind of ook hoe dit vir die ma is in swangerskap. Rarig. Ja, maar ek weet nou nie hoe waar dit is nie. Ek het net nou al so 'n paar video's gesien en soos dan so dis ook ja, so ek sal nie sê ek het die beste job gedoen voor die tyd nie. Ek maar wat ek wel sal sê is wat belangriker as dit is om by die Here se voet uit te kom, Bybelstudie en om 'n verhouding met die Here te bou, want dit is eintlik daar's nie regtig veel wat jy kan doen om jou voor te berei nie. As dit laat aande is en min slaap en honger en gedehidreer en jy's vol kots of wat ook al, is dit nie Dis die nie iets wat quote jy wat jou gaan deurmaak nie. Dis maar die ja, Heilige soos dit Gees is wat die nie krag dit is gee. nie iets wat jy voor jy nie 'n kind het nie, weet jy nie hoe dit is om 'n kind te hê nie. Ja, ja, So ja. jy kan fisies eintlik nie vir dit voorberei nie. Ja. Soos Maar ja, jy daar's kan goed wat jy nou kan doen wat dit vir jou makliker maak. Soos okay, obviously nommer 1 ding wat jy kan doen is om tyd met die Here te spandeer. Die tweede ding wat jy kan doen is om tog jy as pa, as man kan en jy weet niks van kinders af nie. Kom ons sê soos ek is nie regtig 'n groot kinderhou nie. Soos iemand anders se kinders ja cute, okay, maar verstaan, ek is nie maar ek moet sê my kuiertjie is dit ietsie anders. Maar so ek het nie veel geweet van kinders nie. Ek het geweet hulle poef en hulle doeke en hulle dit, maar dis dit. Maar ons is 'n paar TikTok video's of 'n paar YouTube video's of 'n ding soos oor hoe om 'n baba vas te hou. Hoekom moet jy hulle nekkies sit? Hoe om hulle te swaddel, daai tipe van goedjies. Is goed wat dit vir jou makliker maak en as jy soos iets gedoen het en Weet jou jy- vrou kom maar uit en soos hoe die hel het jy dit gedoen en so Ek moet- verbaas ja. dan sit soos jy voel goed oor jouself. Ja. So Ek moet sê toe ek in die hospitaal uit die toilet uitkom en hier's kyrytjie geswaddel in haar kombersie toe sê ek het een van die nurses ingekom en haar gehelp. What's happening? Nee, maar dit was my oulik gewees. Maar ja, okay. Volgende vraag. Watter raad het jy vir pa's wat jy dink vir hulle waardevol sal wees, soos vir die eerste keer pa? Ek sal sê soos glo in jouself, vertrou jou, soos follow your gut. Want ons soos wat 'n ma natuurlike instink het wat inskop is dieselfde met 'n pa. So waar
kom ons sê 'n ma terwyl hulle slaap en 'n baba maak net wah, sal die ma wakker word, maar die pa sal dalk nie wakker word nie. Maar as daar nou so ritsel in die gras is, dan sal of in die blare is, dan sal die pa wakker word en die ma sal nie noodwendig wakker. Juist iets anders. Maar dan vra hy vir my, maar ek het dit gehoor. En dan sê ek vir jou, ek antwoord jou, ek het dit gehoor. So soos wat dit natuurlik is, sal ek sê die pa het ook iets. Hy het baie meer van 'n beskermde ding. En soos Kyraatjie was nou die dag siek gewees. En dit het vir my soos 'n dit was nie vir my 'n hoes tipe van longsteken tipe van goed nie. Dit was vir my meer 'n verstik hoesie gewees. En ek het nog vir jou dit gesê, maar toe het jy gevra oor kom ons net apteek toe gaan en medisyne kry. Ek wil net op daai nooit sê, soos ek dink as 'n eerste keer ma, soos jy wil net so gou as moontlik, soos jy wil net hê jou kind moet beter wees en soos ek wil sê winter met 'n klein babietjie vir die eerste ma is regtig nogal stresvol, veral as jou Dis babietjie ja. nou, soos ons was so gelukkig, sy was nog nie een keer siek vandat sy gebore is nie. Sy is regtig 'n baie gesonde baba en so vir my toe haar borsie nou so erg klink en alles, soos ek wou net alles in my vermoë doen om dit beter te maak. Ja, maar daar was nog nie aborsie, het nie erg klinkies. Dit het soos ek sou sê meer 'n droë hoesie. Maar dit was vir my 'n verstik hoesie. Toe soos okay, kom ons gaan na apteek toe kry ietsie en toe het ons maar natuurlike goedjies gekry net om te maar ek het nie soos kyk, ek sien nie dat ek teen medisyne is of 'n ding soos dit nie. Is net soos ek voel nie jy hoef dadelik te spring vir medikasie nie. Soos kyk as jy nou flip 'n longsteking het of wat, ja, dan doen jy, maar soos ja, kyk eers 'n bietjie voordat dit, maar as dit begin erg word dan gooi medikasie in. Maar toe soos is daar mense wat toe vir ons sê luister so nie, maar soos 'n baba van 0 tot 100 baie gou soos kan nou net so droog sien dan môre is kind dood of 'n ding. Soos dit is regtig erg. En dit het my half bietjie maak twyfel in my soos In jou gut in my gut feeling, want soos ek wil nie nou soos ja, hy was so hardkoppig, nou sit sy kind in ICU nie, verstaan jy? En so toe het ek ingegee en toe het ons soos al die medikasie gaan kry wat hulle toe gesê het en begin gee en goed en toe is dit vir my half sy's erger. En toe ons by die dokter uitkom, want jy het my nog by die werk gebel en toe sê vir my luister so, sy kry hierdie hoesaanvalle, sy kry dan nie asem nie en om dit te hoor is dit vir my soos dis nie lekker nie. So toe kry ons so uiteindelik soos by die dokter. Toe sê die dokter, luister hierso, van daai medikasie wat ons vir haar gegee het, daar's 'n rede hoekom dit 'n ouderdom op het. Want as die ding sê, luister hierso van 6 maande af op, dan sit soos luister hierso, hulle magies kan nog nie eintlik weet nog wat om met dit te doen nie. So baie keer kan jy dan medikasie doen, al sê hulle okay, luister hierso, 'n 6 maande babietjie moet 5 ml drink en nou jou baba's 3 ml, so nou gee jy helfte. 3 maande bedoel jy? 3 maande, so jy gee dan nou 2.5 ml. Dit maak dit nie beter noodwendig nie. Dit beteken net jy overdose jou kind nie, maar dit is so die dokter het daarop neergekom soos die medikasie, omdat hulle magies dit nog nie kan stomach nie, dan kan dit soos 'n tipe van 'n reflux veroorsaak. So dan bring hulle dit basically op. Ja, maar toe eintlik die medikasie wat ons so vir haar gegee het, is eintlik die oorsaak van die soos wat dit toe eintlik erger gemaak het. So baie keer dan is die medikasie eintlik die probleem. En as ek daarso net met my gut gesteek het, dan sou ons nie deur dit gegaan nie, maar ons sou ook nie geleer het wat ons geleer het nie. So kyk baie keer soos kon ons sê daai groen panado is 'n flip en eyster en jy hoef nie bang te wees om vir jou kind medikasie te gee nie, maar dit is daar om te help. Maar partykeer sê ek nie soos luister so follow your gut. Jy weet ook wat is goed vir jou kind. Ja, okay. So 'n bietjie meer oor soos toe ek nou in labour gegaan het. Hoe het jy die dag van geboorte ervaar? Wat was jou ervaring met dit? My emosies deur die dag Ja. of Ons sal later kom by soos hoe jy sal sê jy my support het deur die soos kraampyn. So my emosies, kyk ek het maar net bly
kalm bly. Die ding is soos toe ons nou by die hospitaal is, Ek moet net gou op daai noot sê, soos toe ek wakker geword het, ek het jou mos vertel van soos hulle noem dit mos bloody show. Daar waar daar soos bietjie bloed O in jou ja. pipi is. Nou, daai vir my was dadelik soos want ek dink soos as dit kom by swangerskap, as jy bloed sien, is dit so dadelik soos okay, maar ek wil hospitaal toe of dokter toe of ek wil die dokter bel. En ons het die dokter gebel en ek het al video's gesien oor bloody show, maar omdat dit nog steeds bloederig was, wou ek net soos by die soos hospitaal uitvind, moet ek nou kom, moet ek nie kom nie. En ek moet sê jy het 'n goeie job gedoen om my soos rustig te hou, waaroor ek nou baie bly is, want as ons daai oggend al ingegaan het, hulle sou ons of terug huis toe gestuur het, of want ek het eers daai aand hoe laat in kraam begin gaan. yesterday, imagine hulle het ons teruggestuur in vandag se brandstofpryse. Nee, Ek het dis gesê, luister julle nie, hulle neem maar nou op. Ons bly hier trots sy. ja, so nee, ek dink jy het 'n goeie job gedoen om soos kalm te bly en my kontraksietye dop te hou, want toe het ons nog die hele dag, daai hele dag het ek nog gelê met die aircon aan en ek was rustig en op die Pilatesbal, waar as ons daai oggend al sou gery het, soos wat ek sê, dit was ek wou die oggend 9 uur al hospitaal toe gaan. Ek het daai aand het ons 11 uur of half 12 eers hospitaal toe gery, wat ek actually toe in active labour of in soos labour gegaan het. Okay, maar in elk geval ja. Vir my was dit soos okay, obviously probeer rustig bly, want dit is half ek voel waar ek jou kan support is as jy sien ek is rustig, dan bring dit jou 11 sê nou maar na 7 toe. So al het ek 'n bietjie binne my nie gestres nie, maar soos in okay, dis 'n exciting tipe van okay, dit is tyd. Het ek net soos nog steeds het getraai my emosies en soos hoe ek te kere gaan en goed soos dit net soos rustig hou. In plaas van ons is actually so hype te wees, het ek maar soos getone down, want ek het geweet dis wat jy nodig het. So even die kar ry so intoe, musiek gejol en met jou gechat en verstaan daai tipe van goedjies. En dan toe ek by die hospitaal kom, toe is ek rustig. Toe is dit soos okay, ek het myself klaar kan voorberei van ek hoor dit kan 'n lang storie wees, maar ons is by die hospitaal. Hulle weet wat hulle doen. Ek gaan hulle toelaat dat hulle doen wat hulle doen en probeer maar grappies maak en goed. En Wat sal jy sê toe jy nou agterkom my kontraksies is consistent en okay, ons moet ook nou kyk om hospitaal toe te ry. Wat sal jy sê soos was jou to-do list? Soos wat het jy eers gedoen? Wat sal jy soos vir ander paas aanraai? Soos wat was die volgorde van soos gryp jy eers die tasse, laat dit in die kar, soos waar begin jy? hey, met jou saam toe ek vir jou sê luister so okay. Want jy het dit vir my half. Dis waar dit nice was, dink ek, en hoekom dit so goed gewerk het is, want alhoewel jy die een was wat deur kontraksies besig was om te gaan, het jy nog steeds beheer gelos vir my. So, jy het vir my gesê, luister so, okay, jy dink jy's besig om kontraksies te kry, en so toe begin ek 'n time, en ek nog in die bed gaan klim, saam met jou, ek dink ons het nog 'n warm watersakkie op jou gesit, en wat ook al, en wat ek soos, en ons het vir soos 2 ure in die bed gelê, wat ek elke keer net jou goed getime het, en die feit dat jy toegelaat het, dat ek dit doen, en die goed time, en dan laat ek die call maak, om te sê, luister, okay, ons gaan nou gaan, het dit klaar vir my half gemaak, soos ek hoor, ek is in beheer van hierdie situasie. Hoe het jy geweet dit was tyd om te gaan? Soos hoe het jy So geweet as jy nou jou kontraksies time, so as dit sê nog maar nou 5 minute uit mekaar uit is, en dan is dit weer 10 minute of wat ook al, maar jy het soos 3-4 kontraksies wat 5 minute na mekaar was. So toe is dit soos, okay, luister so, dit is nou sulke tyd. Ja, so die tyd tussen die kontraksies Ja. het baie minder geword en consistently dieselfde tyd. Ja. So, Want soos toe dit begin het, toe is dit soos elke 12 minute, dan is dit 7 minute, dan is dit soos baie inconsistent, maar toe begin het, en as dit hier so by 5 minute kom, en dit is iets wat ek ook op 'n TikTok video vir 'n ding so dit gesien het, so dit help om soos paar video's van die tipe van goed te kyk. okay, maar wat sal jy sê toe ons nou besef, okay, ons moet nou ons goed vat in hospitaal toe gaan, Ja, wat so het jy toe- toe gedoen?
toe staan jy op en jy begin soos jou make-up doen om jaar of wat ook al. Obviously, want jy wil ons nou mooi lyk in die hospitaal. En ek is toe net soos, okay, terwyl jy dit doen, gaan ek, okay, wat's dit? Obviously het jy klaar, ons het klaar met voor die tyd al, het jy 'n sak gepak, jou hospitaalsak en goed soos dit. So, en ek sal sê dit is 'n regtig goeie, slim ding om te doen, is om, as jy weet, luister, so jy is min of meer naby aan jou due date, of tyd vir geboorte, pak klaar jou sak, pak klaar als vir baba, en dan, as jy ergens heen ry, wat ver is, of wat ook al, vat dit saam, soos ons het hoeveel trippies voor die tyd gedoen, wat ons daai sakke saam gehad het, en, maar so toe is die sakke klaar gepak, so toe ons nou besluit, luister op, ons gaan, en jy begin klaarmaak, toe weet ek, okay, luister so, okay, ek moet die sakke pak, ek moet my eie goedjies kry, wel, my sak was so klaar gepak gewees, so ek het geweet, luister so, ek moet net klaarmaak, ek moet die sakke laai, ek het wel die karstoeltjie vergeet, gee thanks, maar gelukkig het ons supporting ouers, en so, dit was eintlik net heel rustig geweest, want alles was klaar gepak geweest, so even stress dit, as ek nou eers moet scramble om dinge reg te kry, wat ek wil dan, so dat ek dink my bietjie meer opgestres het. Maar wat sal jy sê, wat was die belangrikste goed? Dit was pak die tasse in die kar, obviously wat jy nou vergeet het, is sit die karstoeltjie in, baie belangrik, sit die karstoeltjie in, maar is daar enigiets anders wat jy sal sê waardevol was, wat jy vooraf gedoen het, of wat jy toe gedoen het, toe ek vir jou, of toe ons nou besef, ons moet hospitaal toe gaan? Moenie jou vrou aanjaag. Ja, moenie jou vrou aanjaag nie, dis 'n groot een. En ook, ek sal sê die papierwerk, onthou, soos wees die een wat, soos maak seker jou vrou het al die papierwerk of in haar sak, soos in die marriage certificate, ek kan nie die ons het dit klaar in die kar gelos. Ja, so om dit klaar in die kar te hê, of soos check net met jou vrou dat jy dit het. Okay, ons is lank op hierdie vraag, en dan gaan na die volgende een toe. Okay, hoe sal jy sê, kan jy as man jou vrou support, en soos wanneer sy nou obviously in labor is, soos tussen deur die kontraksies en al daai tipe van goed, soos hoe dit vir jou gelyk? In die begin, so die oggend, want wat ons het soos 12 uur aangekom, die aand. So dan, jy ken jou vrou, so jy weet, luister so waarvan sy hou, waarvan sy nie hou nie, want soos tydens die swangerskap het jy al voete gevryf, jy het haar rug gevryf, so jy weet waarvan sy hou, maar, en dan doen jy dit, maar daar kom 'n punt waar die pyn en die goed so is, dat dit wat sy vir jou sê, vat jy nie persoonlik nie, en as sy vir jou sê los jy, as sy vir jou sê druk daar, dan druk jy, al maak het nie vir jou sin nie, ek wil amper sê, jy het nie 'n brein. Jy is soos 'n zombie, jy doen net wat vir jou gesê word. Ek onthou net, en ek wil dit net vinnig sê, ek vaag weg van wat ek kan onthou, soos, ek voel ons baie dele in geboorte wat my brein uitgesny het, maar wat ek so duidelik kan onthou wat die nurse vir jou gesê het, is net soos, sy is nou op 'n punt waar die pyn van so aard is, dat as sy geïrriteerd raak met jou, as sy vir jou iets sê, soos moet dit nie persoonlik opvat nie, as sy vir jou sê druk daar, dan druk jy, as sy vir jou sê die volgende oomblik los my uit, of wat ook al, moet dit nie persoonlik opvat nie, dis net soos, sy probeer soveel as moontlik deur die pyn kommunikeer wat sy nodig het, en jy moet dit net nie persoonlik opvat nie. Ja, kyk, dit kan van nou, ek met my elleboog so diep as wat ek kan in jou indruk, en dan, so sorry, ek mag nie op jou asemhaal, van, verstaan ja, so. Ek onthou net, is die funnieste ding ooit was, ek kan nie onthou was dit nadat hulle my water gebreek het nie, maar ek onthou net die pyn was verskriklik erg, en ek het voor geboorte moets vir gesê, soos ek wil ook graag my hele geboorteplan, almal het gevra wat's my geboorteplan, en die enigste plan wat ek gehad het was fokus op Jesus. My hele birthing playlist was ook soos worship musiek en goed. Ja. En ek onthou net soos daar was 'n stadium wat ek so erge pyn gehad het, en jy sê net vir my fokus op Jesus, en ek skree op jou, ek kan nie op Jesus fokus nie, die pyn was maar net... die tipe persoonlikheid wat ek het, is dan soos bullshit, jy kan op Jesus fokus, maar in daai oomblik, toe ek net van, okay, as jy nie dan gaan bid nie, dan gaan ek bid. Ja. En toe begin ek bid. Maar ek try nou dink, wat is daar wat jy het
Ek sal sê een ding wat vir my baie helpful was. Is die feit dat ek so baie content geneem het. Ja, obviously, maar ek het vooraf vir jou gesê, as jy iemand is wat soos, obviously social media doen en ons oomblikke wat jy wil opvang op video, soos ek het vooraf vir Michael sê, neem net alles af, soos alles wat jy kan, neem het af, soos of ons dit nou gaan gebruik of nie, neem het net af, maar wat vir my baie soos behulpsaam was, is op 'n stadium, was die pyn vir my so baie, dat jy sukkel om jou asemhaling soos, of hoe kan ek dit verduidelik, soos jy vergeet eintlik om diep in asem te haal en goed soos dit. En ek dink op 'n stadium met jy half toe soos ek weet nie of jy saam met my asem gehaal of het jy my help soos of my hoe kan ek dit sê, soos vir my gesê haal asem in, haal asem uit, wat ook al. En ek dink dit was waardevol vir my. Ek probeer dink of daar nog iets is wat jy gedoen het wat regtig gehelp het. Maar nee, ek sal net sê, soos my raad aan man sal wees, soos doen net wat jou vrou van jou vra in die oomblik. Moenie try redeneer nie, moenie try, Ja, soos doen net wat sy van jou af nodig alle het. logika is uit die kamer. Ja. Okay. En obviously, soos bly net op haar incheck, soos wat kan jy vir haar doen? Nog 'n ding, 'n raad wat ek het, is moenie vir jou vrou vra soos of sê dat sy dan nou, terwyl sy kontraksies ingedoen en dat sy soos nou weet sy hoe jy voel as jy siek is, verkoue het nie. Ja, Dit gaan nie. Ja, dis nie 'n grappie wat funny is in die geboortekamer nie. Die suster van my het nog vir jou gesê, want ek het dit nog vir die susters gesê. Toe sê die susters nog Sê net as ons jou moet help ons om slaap van hom. Okay. So, wat was vir jou die lekkerste deel van die eerste paar weke as 'n nuwe pa? Ag, dit's baie. Kyk, newborn slaap ongelooflik baie. So om daai cuddles te hê waar ek mis dit kind of nou. Waar soos slaap net en jy kan vashou en daai lyfietjie voel. Oë was baie toe gewees vir daai excitement wanneer haar oogies so 5 minute oop was. Obviously die bad dis my all time. Ek word eintlik upset as ek nie betyds hier is en ek kom aan en sy's klaar gebad. Ja. So gepraat. Ja, ons moet dan nou bad oor 6 soos. minute terug, ons so het- asseblief. Ja. So dit, daai boutjies, ag gister, daar's so baie. Okay, die ding is iets niets. Daar's elke keer ietsie niets wat kom. Soos ek onthou Sy raak nou wakker want sy wil bad. Ja. Okay, ons kan nog soos 1 of 2 vragies doen, dalk moet ons hom net gaan haal. Ja, so kom ons maak dit vandag. Okay. Okay, is jy, As kan ek julle dit nog gehoor het, nie, sy het nou so 'n bietjie sy het 'n interne klok. Sy weet wanneer sy wil. Soos dit is on point. Soos dis nou 7 minute oor oor 5. 5. En ons bad al gewoonlik tussen 5 en 5:15 is wanneer ons wil bad. So dit is letterlik nou. Wat is iets waarvoor niemand jou voorberei het nie, wat jy wens hulle soos vooraf vir jou dalk gesê het? Soos hoe om van jy het jou plan, jy weet wat jy wil hê en soos kon sê normaal geboorte soos in ons geval en daarna soos nooit keiser. So vir my soos ons het vooraf al besluit, soos kyk my raad oor baie goed is, daar's baie goed in jou lewe wat jy 'n besluit moet maak wat jy nie in daai situasie is nie. So jy kies klaar hoe jy gaan reageer as jy in daai situasie is. So kom ons Ja, want as jy in daai situasie is, die emosies en alles is te hoog om partykeer ewen, ek wil sê nou maar, ja, ek al net daai groot keuse uit daai emosionele environment uit. Ek voel seuns is goed met dit, want soos is jy regtig geseën as jy nie hier gedoen het nie. So basically, soos as jy op skool in 'n klas gesit het jy altyd gedink soos wat jy sal doen as jy nou 'n dief of 'n ding skelm hier in, hoe jy dit gaan hanteer. En dis kind of dieselfde wat jy moet doen, is soos, hoor jy, okay, in verskillende goed, soos kom ons vat nou met Kyratjie saam, as ons met haar in publiek is en iemand kom nou na haar gesiggie toe, moenie dan, soos in, hoor jy, okay, jy's,
want ons wil nie iemand moet dan gesig vat nie. So dan moet jy klaar die besluit al soos nou Vooraf moet ons dit met mekaar het ek en jy kommunikeer besluit. sodat ja, as dit Yes. gebeur dan is dit soos jy weet Ja, klaar, soos soos jy weet waar jy staan. Vandag toe het daar oom gekom en toe jy soos toe kon jy Toe reageer. kon ek dadelik sê, want maar in 'n dit- respekvolle manier, maar dit net is nog steeds sê respekvol, maar die ding is jy wil nie enige persoon moet aan jou baba se gesig vat nie. Selfde met as iemand inbreek, wat dit is wat jy as man gaan doen. So wat ek en Anke gedoen het was, ons het vooraf besluit, ons kies wat ook al jou veiligheid ek sal en sê wat ons het Kyra nooit se maar gesondheid. ons het nooit soos regtig die gesprek gehad van okay, wat as dit in 'n noodkeiser opeindig nie, maar ons het wel die gesprek gehad dat soos haar gesondheid kom eers, haar Ja. veiligheid en my veiligheid kom eers. Ja, obviously. so toe hulle vir ons nou sê oor die noodkeiser, toe om dan soos al vrede te maak met dit en ook obviously ek myself voorberei vir normaal kraam en nou sê soos okay, nou moet ek skrabbies gaan aantrek. Ek moet nou gaan wag want hulle is besig om jou te prep in die teater en dan moet ek in hierdie spaceship loop vertrek inloop en goed. So maar ek moet sê die Here het my regtig gehelp want ek het nog voor die tyd ook nog vir die Here gebid. Soos 'n week of 2 voor die tyd en soos laat ek nie uitpaas want ek wil nie uitpaas. Ek daar Het jy enigstens lighoofdig of iets geraak? Nee, maar ek het nou die dag toe hoor ek van 'n man so hy het uitgepaas, nee, flou geraak. Toe sy vrou besig was om te kraam, nee. En toe val hy, toe kraak hy sy skedel. Toe jaag hulle met hom ER toe, los sy vrou of toe is hulle nog besig met dat, maar hy moes toe nou Jy en kan so toe bly wees. Toe sy soos kind of klaar geboorte gegee, toe word hy met 'n rolstoel vir 3 streke steke en soos een of ander soos toebroodjie word hy met 'n rolstoel ingestoot. Soos jy is 'n manier om dit vir jouself te maak. Ja, so hy het letterlik die hele geboorte gemis Ag en nee. sy sê soos die susters praat nou nog oor dit en dit is so 5 jaar later. So ek is baie dankbaar vir dit want toe ek nou soos kyk ek het baie gestres toe ek nou met die skrabbies moes gaan aantrek en hulle is besig om jou te prep. Daai tyd was vir my die langste tyd geweest. Soos van die hele dag was dit wat vir my die langste was. Maar toe ek nou daarin is en ek soos en ek is weer by jou, toe is dit soos okay, toe kon ek dit klink nou funny, maar toe kon ek eintlik nou die goed enjoy. So ek kon nou die experience kind of enjoy van soos okay, baba gaan nou kom en nou so ja, dit was ja. So dit was maar om nou van soos dit was my skok geweest om soos nou die te besluit luister of toe te aanvaar oor okay, ons gaan nou Noordkeiser. In die oomblik toe hulle nou gesê het dat ons gaan moet ingaan vir 'n noodkeiser, hoe sal jy sê het jy gevoel? Dit was moeilik. Maar want soos vir my soos daar's soos altyd 'n bietjie van my soos is daar nie iets wat mens nog kan try, is daar nie iets wat mens nog kan doen, is daar en ek dink dit is maar deel van my persoonlikheid. Maar dit was soos half die soos my gut het vir my gesê ek moet nie iets sê nie. Want die pyn waarna jy was, die dokters wat gesê het noodkeiser en al daai goeters. So daar was 'n bietjie in 'n ding in my soos, maar is daar nie nog iets wat ons kan doen om te try want ek wil baie graag hê Karen moet normaal gebore word want daar's soveel voordele vir haar van dit. En maar op 'n einde toe ek net soos luister, okay, die Here is in beheer. Ek vertrou die Here. Daar's 'n rede hoekom en toe ons later uitvind daar naalstring was om haar nek gewees, so sy sou verberg het as sy normaal moes kom. So dis die Here se beskerming. Maar wat vir my gebreek het was toe jy vir my soos jy lê daar op die bed en jy sê net vir my jy's jammer. Jy's jammer. Gister dit in my gebreek. Maar ek dink soos die ding vir my dit was nie noodwendig soos ek het dit bedoel soos ek het jou nou of ek het tog seker 'n bietjie gevoel soos maar ek het in 'n way gevoel ek het myself ook in die steek gelaat. Verstaan dit gevoel soos ek het al hierdie preparation gedoen, ek het my liggaam soveel as moontlik probeer voorberei. En ek dink in daai oomblik het ek net soos 'n bietjie gevoel ek het jou en my in die steek gelaat. Maar hoe meer ek daaraan terugdink, hoe meer dink ek net soos dit was nie in my hande nie. Soos daar's fisies niks ek het my
deel gedoen. Soos ek het getraai, ek was vir hoeveel ure in kraam, ek het alles gedoen wat ek fisies kon om my liggaam voor te berei, en dit was net even, ons praat nou die dag daaroor toe ons ook gaan draf, toe die dokter, ek onthou hulle het soos oor braai en klomp sulke goed gepraat, maar ek onthou die een ding wat sy gesê toe Kyra uitkom is, jy het 'n groot baba, en sy nie op 'n ander wy kon kom nie, sy is al uit te groot. So, ja, daar was klomp goedjies, maar ek dink aan daai oomblik het ek net soos bietjie obviously gevoel, soos ek het my en jou in die steek gelaat, maar dit was net, ek het ook op daai stadium geweet, soos my liggaam het niks meer om te gee nie, soos dit was my max, en ek dink soos die dokters wat ook ingekom het en gesê het van soos die noodkeiser en al, soos dis regtig die Here se hand sien ek nou al meer en meer in dit, want as ek nou moet vat hoe ek gevoel het net voor hulle my geprep het vir teater, soos, en even hoe ek gevoel het toe ek in die bed gelê het terwyl hulle my geprep het, soos my liggaam was op sy max, daar was nie meer wat ek sou kon gee nie, soos as ek na dit nog moes druk, ek voel nie ek sou capable gewees het om dit te kon doen nie, as ek vat hoe ek toe gevoel het, maar in 'n geval, okay. Hoe sal jy sê, het 'n baba jou verhouding met my verander? Wel, ek is baie verbaas oor hoe jy seker goed hanteer, en soos vir die beter. Soos jy is natuurlike mamma. Dis eerlik. So dit het my half net meer lief gemaak vir jou. Kyk, ek gaan nou nie jok nie, daar is sy ups and downs. Veral soos met min slaap en met weet nie wat's fout nie, daai tipe van goed so. Maar ek sal sê dit bring mense eintlik soos in die oomblik kan voel dit bietjie rof, maar as jy terugkyk na dit dan voel dit oor die eerste maar ons is eintlik saam gegroei daardeur. So ek sal sê vandat ons 'n baba het ons Sy stik. vandat ons 'n baba het ons baie saam gegroei. Ja, ek sal ook dit sê. Ek sal sê, soos om 'n baba te kry, obviously dit sit strain op jou huwelik. Jy kan ook nie net meer keuses maak en net in jouself dink nie, en obviously jy leer saam, so sê nou maar soos aan die begin, ons sou die pram vergeet het, of ons sou dit of dat vergeet het, voor nou het ons al so saam geleer en gegroei, soos Die een ding is net soos ons het dit voel jy werk saam om te sê luister, okay, Anke pakkie doekesak, ek maak seker die pram is in die kar en daai tipe van goed. Nou dit klink soos in okay, yes, ons werk as 'n span saam, maar dis nie eintlik hoe dit is nie. Dit skep eintlik maar net soos geleentheid vir miskommunikasie, vir failure en so. Waar beter sal wees is soos hoor jy okay, as jy jy pak nog steeds die doekesak, maar dan soos okay, ons doen dit saam. Soos ja, hardloop deur, soos okay, ja, het ons jy brein doeke soms saam in, hoor jy, het jy okay, wipes dit en in, het jy en daai goeders. En dan as ons in die kar klim, ons sê soos hoor jy, het jy die pram onthou? Ja, dis nie soos dis nou jou werk om die pram te onthou. So as ek nou sien die pram is nie daar nie, dan gaan ek nou stil bly want jy het nou die pram vergeet nie. Maar aan die begin was dit regtig soos ek het ook nie aan die pram gedink nie, maar dit was jou verantwoordelikheid, of ek het dit aanvaar as jou verantwoordelikheid. Maar nou is dit soos ek sal so ingestel op die pram dat as jy vergeet om die pram, jy's ook 'n mens, jy gaan goed vergeet, ek gaan goed vergeet. As ek nou sien soos nou die dag toe die pram nie in die kar is nie, toe sê ek vir jou, hoorie, hallo, die pram is in die boot nie. En dan sit ook soos dis nie dat ek nie die pram wil gaan haal of ek slei of ding so dit nie. Toe jy dit vir my sê, dis o crap, ja, toe gaan ek gekry die pram. So dis nie dat ek nie wil, dit is net baie keer dan dink ek aan ander goed of ek maar ek dink ook aan die begin is jy dis dan okay, ons werk dan saam as 'n span. Ek dink ook aan die begin is jy baie soos jy wil alles onthou, maar ek dink soos dat jy groei as 'n ouer ook, dan besef jy soos jy het so baie goed om te onthou, partykeer gaan jy dalk ietsie vergeet, maar soos dan figure jy dit uit. Dit is nie altyd, soos jy sal dit altyd kan uitfigure. Dis nie lewe of dood. Ek sal voorstel ook soos om you set yourself up for success. Soos wat jy soos klaar die sakke, ek het ook my go bag klaar gepak voor die tyd. So toe dit nou kom van ons moet ry, soos ons het onsself klaar
geset vir sukses. So gryp die sakke en daar's ons. Ek het die Isofix base in die kar gehad, want dit was die ding, ek het klaar eintlik die karstokkie goed, maar vir een of ander rede het ons die karstokkie nie in die kar gesit nie. Ja, daar ons het was nie 'n rede, spasie, ek weet nie, ja, ons ja. moes goed gepak het. So, toe was ons nie spasie vir dit nie. Okay, so So sit jouself so up for success. en soos ons los nou die pram in die kar. Daai tipe van goed. So daar Ek sit sal ook goedjies sê jy wat jy gaan kan maar doen. tog jy gaan maar leer soos wat jy gaan. Ja. Soos daar gaan goed wees wat jy gaan vergeet en wat nie lekker gaan wees nie, maar dan leer jy uit dit uit. Ja. En dan as jy op 'n punt kom en jou baba is al 'n paar maande oud, dan het jy al soos 'n stelsel of 'n struktuur in plek. Ja, en soos jou roetine wat jy het, ons roetine in die begin toe ons hier gekom het en ons roetine wat ons nou het is totaal en al. Ja, so jy figure dit uit soos wat jy gaan. Okay, so wat sal jy sê tot dusver, wat is die grootste les wat jy geleer het? En ons kan sommer afsluit met hierdie vraagie. Grootste les. So die grootste les wat jy geleer het. Trust to God. Dit is die grootste les Trust wat to ek al God, ja. geleer het, ja. Vertrou jouself, soos jy, daar's 'n rede hoekom jy voel soos wat jy voel. En ja, jy moet net genoeg vertrou hê dat jy ook weet wat's goed vir jou. Ja, wat ek dink dit is dalk soos 'n ding is soos almal praat so baie van die mother instinct dat die pa eintlik se sê bietjie soos misgekyk word as ons dit so kan sê, en dis iets waar ek wel altyd vir jou sal opkom is, want en ek en Shanae het ook al in die podcast daaroor gepraat, maar toe ons van die hospitaal afgekom het met haar en sy die eerste keer huil nou by die huis en goed, soos jy is die een wat bietjie meer, ek was heeltemal soos op my senuwees en als, waar jy is bietjie die een wat bietjie meer rustig was en kon sê, okay, so ek dink dis ook dalk net 'n mindset shift wat almal moet hê, soos die pa kan ook partykeer van beter weet, as ons dit so kan sê. Okay, laaste dingetjie, watse raad sou jy vir iemand gee? Ons het eintlik al dit geantwoord. Ja, maar 'n raad is kry 'n humidifier. Ja, Kry 'n humidifier en leer hoe om die ding op 'n timer te sit. Ja, Anke. Okay, so ek en Shanae doen aan die einde van elke podcast episode 'n recommendation van die week. Humidifier. So joune is 'n humidifier. Humidifier. Okay, wat is my recommendation? Humidifier en 'n pointer. Wat is my recommendation? Wat is iets nuuts wat ons begin gebruik het? Spoegdoeke. Ek sal sê spoegdoeke. My sussie het dit, toe sy dit vir my omhikkel vir my baby shower, het ek nooit besef dat dit letterlik die waardevolste geskenk gaan wees nie. So sy is vasgeplak aan haar spoegdoekie. Sy het eintlik vanoggend toe wil sy aan die slaap raak, maar omdat ek nie haar spoegdoekie by haar kop gesit het nie, toe kerm sy tot ek hom by haar koppie sit. En my sussie vertel ook altyd soos ek was ook so oor my spoegdoekie, soos die ding was al flenters en vuil, maar dan wil ek hom nog steeds saamvat kleuterskool toe. So sy is ook Maar so. iets nou met ons spoegdoekie. So ons het ons daai egg wat die Here ons mee gebless het. Ofwel daai Jy noem dit 'n infant swing. 'n infant swing, maar dit was nou fancy. Dis ook 'n recommendation yesterday. Dit is soos dit is tog 'n nice to have, maar as ek het nooit besef maar toe ons hom gekry het, toe dink ek, dis nou 'n luxury. Ja. As ek nou besef hoe baie ons hom gebruik, wat se necessity dit eintlik is. Soos ek sê nou die dag vir jou ook, ek weet nie waar ons haar sou neersit as daai ding nie hier was nie. Die aantal, ons sit haar in die oggend daar neer terwyl ek die bed opmaak. Ek sit haar daar neer terwyl ek ontbyt maak of wat ook al sê, nou maar as jy nie hier is nie, want sy's by my dan en sy's in die sitkamer ver genoeg van die kombuis af, dis veilig. As ek vat of soos ek in die bedoel nie aande te ver wat van die jy kombuis af nie. in die aande wat jy vir my sê, luister so help jy kan nie. En dan bring ek haar en ek sit daar binne en ek sit hom aan, ek sit musiek op en as ek vat hoe baie dit al gehelp het. En wag, dis nog net is eintlik baie recommendations om worship musiek ook eintlik aan te sit om jou baba rustig te maak, soos ons kan getuig van hoe rustig dit vir Kyra maak, soos worship musiek is. Okay, maar wag, vertel die storieetjie van haar spoegdoekie wat jy nou van Elevation Worship dink ek, en dan ook soos God I'm so grateful, daai twee songs. Gaan search dit, speel dit, en dis ook love dit. So much van Life Church. Is it so much? Ja, so much. So much, ja. Okay. Maar nou die ding wat met ons spoegdoekie, so dan sit ons waar nou daar in haar egg en dan
sal sy die spoegtetjies voor haar kop trek. En dan sê sy, "Oké, dan was jy?" En dan Maar weet jy hoekom ek Pluk dit sy hom so weet af jy en dan hoekom ek kyk dit sy. begin doen het? Want ek het Want- eintlik 'n video gesien Ja, van 'n ja, meisie ja. wat gesê het sy dink soos dan sê sy my kind dink ek speel met haar 'n speletjie, maar dit kan eintlik haar lewe red. Ja, Is daai van so sy dink ons speel met haar peekaboo, maar dit leer haar as sy nie asem kry nie, weet sy hoe om die ding van haar kop af te kry. Dis Ja. juist hoekom ek dit begin doen het. Maar ja, okay, so kom ons cheers vir die einde van die episode. Het jy nog 'n koppie? Jy het dit al in die Daar eerste is- try opgedrink. Okay. Ja, van die ding is Amerikaners is nie lekker so koud geword het nie. Okay. Cheers vir eers, dis koffie vir twee.